Milan, ons moet praat. Wat dink ouers as hulle so langs die veld aangaan? Gilly, jy preek vir die koor. Is dit jou moeilikste rol nog? Daar is geen draaiboek nie. Hierdie week kyk ons na wat ouers se eintlike rol is in hierdie hele oefening. Welkom by Kwart Lemoene. Dis altyd vir my interessant as 'n mens praat oor ouerskap. Daar's baie boeke en daar's baie gesprekke en dis 'n onderwerp waar daar 'n legio inligting oor is. En Ja. ek weet as jy 'n nuwe ouer is, dan het jy 'n stapel boeke, of in my tyd in elk geval. Nou is dit seker alles digitaal, maar in my tyd 'n stapel boeke op jou bedkassie van wat om te doen en wat om nie te doen nie. En in Ja. elke aspek van ouerskap is daar 'n boek of ten minste 'n hoofstuk of wat ook al. So as ons gaan praat oor ouerskap en sport, dan voel dit vir my so 'n bietjie soos asof mense in 'n onbekende landskap instap, want ek het nie in daai stapel boeke was daar nie 'n boek oor ouerskap en sport nie. Daar was wel 'n boek of boeke oor 'n bekende ouerskap of 'n baba kenner, Gina Ford. En in my tyd was jy Was sy Jan van Elfen? ja, so jy was of 'n Gina Ford, sy was of jou here of jy het haar boeke in die Weber verbrand. En ek was een van daai wat maar liewe die blits gaan 'n ekstra blokkie blits gaan koop het. Een van die goed wat ek raak gelees het in daai tyd en wat my altyd sal bybly, is 'n boek, The 5 People You Meet in Heaven. Ja. Bekende skrywer wat ook Tuesdays with Mitch Albom, ja. Ja, sy. En hierdie was so 'n belangrike oomblik vir my as 'n ouer. Het ek hierdie stukkie gelees. Youth, like pristine glass, absorbs the prints of its handlers. Some parents smudge, others crack, and a few shatter childhoods completely into jagged little pieces beyond repair. Dis dramaties. En daar het ek 'n meekoppe, wat daar begin die spanning, nê? Jou kind is 'n paar dae oud en daai spanning van ouerskap is reeds daar. So dit bly 'n gesprek wat ons aanhou kan hê, Ja. weer en weer kan hê. Maar sport, soos jy sê, gesit hierdie filter op dit eintlik waar dit is 'n vergrootglas aan die een kant. Ja, en ook ek dink mens wens dat daar dan nou wel 'n boek was. Dat daar nou wel hierdie rigtingwyser was. Ek hou van die boks, die What to punt- do. Nee, die puntsgewys die lysie. Ja. Dis baie keer is dit nodig om iets te definieer. Dit maak dit dinge net makliker. Ek onthou my skoonma het toe ons getrou het, toe vra sy vir haar beste vriendin, wat is die rol van die skoonma Okay. by die troue? Ja. En toe sê haar vriendin, shut up and draw beige. Ek ken daai in ons familie sê ons sit in die tweede ry. This is not your show. So ek dink, dis nie lekker om dit te hoor nie, maar daar is grenslyne. Ja, dis maklik dan. Wanneer dit kom met ouerskap en sport, is dit nog, ek weet nog steeds nie. Ek is nou 12 jaar daardeur en ek wonder nog steeds. Ja, ek gaan vandag baie luister want ek sou graag wou weet op 'n stadium wat wens jy het jy gehoor in die begin? En as jy nou vandag 'n kans het om vir iemand wie se kind nou graad 1 of 2 of 3 is en hulle begin op hierdie pad en hulle staar in die nietigheid in sonder enige rigting, wat sal jy wel vir hulle sê? Ja. Ek dink reg aan die begin, as 'n laerskoolouer, wanneer jou kind nou net begin, dan is dit nou die eerste keer wat jy hierdie dinge beleef en raak sien en so aan. En een van die aspekte wat toe al vir my wat ek raak gesien het en wat ek gewonder het en steeds oor wonder, en toe ek nou later hoërskool ook wonder en met die semi-professionele sport ook oor wonder, is die aspek van te veel en te min. Ja. Wanneer is ek te veel as 'n ouer, wanneer is ek te veel betrokke en wanneer is ek te min betrokke? Ja. En vir my was dit in daai laerskool konteks waar op 'n woensdagmiddag 3 uur is daar 10 paas wat die rugby oefening bywoon. Ja. Ek het vir my sussie wat geskei is en haar kinders basies, jy weet, meestal alleen groot gemaak het en 'n voltydse werk het,
vir haar gesê op 'n stadium vroeg, want jy weet kleintyd met 'n kleuterskool, as hierdie kinders monkey gymnastics doen, dan doen almal monkey gymnastics en as hierdie begin jy weet, jy moet jouself oriënteer in hierdie sport wat eintlik malligheid is, want anders is jy net in daai sleufstroom en toe het ek vir haar op 'n stadium gesê, jy kan kies hoe jy hierdie wil doen. Jy hoef dit nie soos die ander mense te doen nie. Jou realiteit is nie dat jy die kinders kan gaan aflaai en dan 2 ure kan gaan koffie drink saam met die ander ma's en dan na skool 'n baie gespesialiseerde individu 'n broodjie vir jou kind kan afgee nie. Dit is nie jou realiteit nie. So jy moet kies, anders gaan jy die hele tyd dobber op die oop see. Ja. En ook die ding van dat dit die heeltyd verander. Jy kan dalk daai keuse maak van dis hoe ek dit nou wil doen, maar die konteks verander deurlopend en dit is soos die algorithms van sosiale media. Net sodra jy dink jy het dit onder die knie dan En ook stop daar's jy daai af. fases waar jou kind begin onafhanklik word en dan begin hulle weer bietjie meer afhanklik word. Of hulle behoeftes verander of wat hulle van jou verwag verander en dan moet jou rol maar so daai doelpale skuif die heeltyd. Maar ek dink net om terug te kom na die idee van te min of te veel. Ek dink dis nou maar die eerste ding wat my getref het. En soos wat jy nou sê, elke ouer maak 'n verskillende keuse as gevolg van jou. Al daai paas wat langs daai veld gestaan het dalk werk vir hulle self, jy weet, en hulle kan besluit wat hulle mate van betrokkenheid is. Ja. Wat ek wel net raak gesien het en onlangs ook raak gelees het in 'n studie, is dat as jy gaan kyk na professionele atlete, mense wat provinsiaal, nasionaal en op internasionale vlak gekompeteer en presteer het, as jy kyk na watter tipe ouers hulle is, dan is hulle nogal die ouer wat Baie terug staan. Ja. dis nie die een wat by die oefening is en die coach op speed dial het en Nee. daai ouens, en ek dink dit het te doen met die feit dat jy weet wat dit verg. Ja. En ek weet Corneille Kriege wat nou wie se seun saam met ons kind in die span was vir 'n lang tyd het ook gesê hy weet dat 'n kind 'n innerlike motivering nodig het. So hoe baie jy daar staan en hoe baie jy doen en betrokke is, dis dalk goed aan die begin of wat ook al, maar jy weet iewers moet dit oorgaan na interne motivering. So iets wat ek baie mee saamstem met daai studie is, ek dink kinders wat daai pad geloop het van 'n waar hulle dalk baie betrokke ouers gehad het of hulle ken die eise van wat 'n sport aan jou stel. Hulle is meestal van die kere nou die versigtige ouers. Hulle wil nie onnodige druk opsit nie. Soos Corneille het reg sê, jy weet, hulle weet op die ouende daai persoon moet self dit wil hê en self die werk insit. En dit help nie jy kan nou tot by die water bring, maar jy kan nou nie dwing om te drink nie. Die ouers wat ek dink daar's baie keer 'n ou tydse stereotipe waar mense sê iemand lewe deur hulle kinders hulle eie droom en ek dink daar's nog steeds 'n weergawe daarvan. Maar ek dink daar's net baie ouers wat nie noodwendig die wêreld ken nie en die beste vir hulle kinders wil hê en hulle manier om dit te wys is net om te sê ek daag op die heeltyd oral en entoesiasties. En dit is nie noodwendig altyd die heel beste nie. Maar ek dink die teenpool van dit weer, en dit is nou my skoonpa se pa, Ja. het 'n filosofie gehad dat seuns nie erkenning moet kry nie. So hy het nooit enige van sy wedstryde gekyk nie en hy het provinsiaal gespeel. Wat nou gemaak het dat my skoonpa al my man se wedstryde gekyk het tot wat hy op 30-jarige ouderdom club rugby gespeel het en 2 provinsies deurgery het om sy game self as daar. So ek dink daar seker maar 'n kontinuum, daar's 'n balans tussen te veel en te min. Ek ken ook ouers in ons konteks wat voel dat jou kind se sportloopbaan is hulle loopbaan. So hulle is nie daar nie. Hulle ondersteun dit seker op 'n sekere vlak by die huis. Ek is nou nie in hulle huis om dit te weet nie, Ja. maar hulle het daai keuse gemaak om nie die fokus, nie so baie die fokus op die sport te sit soos wat ons miskien in ons gesin dit besluit het nie. Ja. En ek dink ook daar's 'n fase waar dit vir 'n kind goed is om bietjie onafhanklikheid te ontwikkel, om te weet ek klim nou op die bus saam met die skool of die span en ons gaan speel by 'n ander skool en ek moet self betyds wees by die opwarming en ek moet self my goedjies eet of drink wat ek moet hê en ek moet self my melkkaart onthou en ek gaan speel en ek gaan dit doen en my ouers gaan nie elke wedstryd noodwendig bywoon nie. En daar's 'n dubbele rede daarvoor. Aan die een kant is dit die onafhanklikheid en terselfdertyd moet die kind ook dan later gemaklik raak daarmee dat die ouer wel daar is. Ja, so daai aanwesigheid is tog in die begin nodig.
Iets waaroor ek baie keer wonder, Milan, is Nes die seuns in 'n span is of die dogters in 'n span is die ouers nou ook 'n span. Jy word 'n deel van 'n tribe wat jy nie noodwendig gekies het nie, maar julle is nou saam in hierdie ding in en dit kan vir 10 jaar wees wat julle saam in hierdie ding is. Ja, ek dink ouers kan het 'n rol te speel in mekaar se ouerskapsreis wat Ja. betref. Kan positief wees en dit kan negatief wees. Ek dink ek kan nie onthou in laerskool konteks dat ons soos WhatsApp groepe gehad het maar ek dink jou toere is minder jou die skool het een bussie en die kinders klim in die bussie en dan word hulle Saterdag by die wegwedstryd afgelaai en dinge is gereël waar hoe meer kom ons sê professioneel die sport raak of hoe groter die span se sukses raak en hoe later in jou kind se sportloopbaan hoe meer belangrik raak die ouers se betrokkenheid en wat hulle moet doen wat amper die span bedien Ja. en maar in daai konteks het ons ook die werk om mekaar te ondersteun. Ja. En ons het 'n ervaring gehad die 1 jaar wat daar ongelooflike disconnect was tussen die ouers en dit het te doen met vergelyking en dit het te doen met onderlinge kompetisie. En jy kan dit nie bepaal nie. Jy kan dit baie keer ook nie heeltemal regmaak nie. Ja. Want ons het al vroeër gesê jou volwassenheidsvlak is jou volwassenheidsvlak. Ja. Jy kan nie iets doen aan iemand anders se saligheid nie. Jy moet nou jou eie optrede bestuur en bepaal. So daai was baie swaar want jy het dit gevoel en jy het ook gevoel die onderlinge gesels soms oor jou en soms oor jou kind se waarde in die span. Dit is baie sleg. Ja. Dit breek af en dit bring verdeeldheid en dan is daar nie vertroue nie en dan voel dit vir my soos ons is weer terug in die laerskool. Onsself is Self, ja, daai ou stereotipe speel amper dan uit. Ja. Ja. Maar dan het ons nou ook die ander scenario gehad waar ons gelukkig ons laaste jaar as sportouers van hierdie ongelooflike dinamiese groep seuns waar die ondersteuning was deur die bank ongelooflik en ek dink hoe ons dit reg gekry het is om die verwagting te bestuur reg aan die begin en ook om die kultuur van die ouerskapsgroep te vestig. So wat ons gedoen het, die oomblik na proewe, toe proewe uitgekom het en die seuns het geweet wie is in hierdie oefengroep. Ja. Wie is die deel van hierdie groep? Was al daai ouers op 'n groep ingetrek en wat ons gedoen het is om te sê ons is nou 'n nuwe klomp wat bymekaar kom. Ons het nie vroeër jare altyd almal saam gespeel nie. Daar's 'n Ja. klomp nuwe gesigte, daar's 'n klomp nuwe families. Sit op die foto WhatsApp groep want daar is mos nou 'n paar afdelings. Ja. Die foto segment Ja. van die WhatsApp groep. Sit 'n foto van jou gesin Okay. en sê wie's jy? Wie's jou kind en watse posisie speel jou kind? Ja. So toe het ons die heel eerste kommunikasie van die jaar was dis wie ons is as 'n Ja. gesin. Hier's my kind, want baie keer daag jy op by 'n wedstryd en dan jy ken die kind op sy naam en jy het al met hom baie gesels, maar dan kom die ouers van Caledon of van Namibië of Ja. wat ook al om die wedstryd te kom kyk en jy het hulle nog nooit gesien nie en jy het nie 'n verhouding met hulle nie. So daai het die kultuur geskep van ons almal hier, maak nie saak van waar jy kom en hoe lank jy al in hierdie groep speel nie, ons almal is welkom. Dit was heerlik. En om te besef elke jaar is 'n kans om amper 'n beskoon bladsy te begin. Mens kan tog ook daai keuse maak om te sê sekere bagasie hoef nie die heeltyd saamgedra te word nie. En as die eerste kommunikasie volwasse is en as die Ja. eerste kommunikasie kind is, dan is dit asof dit is die positiewe druk. Dis ook groepsdruk. Ja, dit stel die standaard om te sê dis hoe ons dinge doen. Ja, ons praat nie hier so nie. Ja. En dit as jy die luukse het van 'n ouer of dan nou 'n spanbestuurder of wie ook al van jou groep wat daai monitor, wat daai gesprekke monitor en baie gou as daar enige negativiteit is of enige iets wat nie op daai Pas, gehoor nie, ja. nie om net daai persoon dan stilletjies net te kontak en te sê dit let's not do that. Nie ons nie en nie hier nie. Ja. Dis daai boodskap. En tog nog steeds daai ou te laat voel dat hy is nou 'n bietjie oor die vingers getik, maar dis nie dat ons jou nie wil hê nie. Ja, dis nie 3 strikes op een slag nie. Ja. Maar wees gewaars. Ja. Ja. Nee, so daai ondersteuning is ongelooflik en dis want ander mense ken nie daai reis nie. Die Ja. ouers wat 'n deel is van daai groep, hulle ken die reis. En dit is ook dan wanneer jou kind 'n besering het en 'n ander kind neem jou kind se plek in, dan is daar nie hierdie wederwysige kompetisie of 'n onderlinge
wat noem mens dit, net 'n fiber of 'n tekstuur van venynigheid nie, want dan is daar 'n samehorigheid en dit het vir ons baie gewerk. Ja, en dan word mense amper, jy weet, jy skreeu ook vir 'n ander iemand se kind. Ja. Ek dink dis op 'n manier iets wat ek dink een van rassiese nalatenskappe gaan wees met die Springbokke, is om te sê, ons het 50 ouens nodig wat op enige stadium vir die Bokke kan speel. Want as ons net 15 goeie spelers het, dan gaan ons nie deur die seisoen kom nie en ons gaan nie deur 'n wêreldbeker kom nie. En as 'n afrigter en die ouers dit kan jy weet vestig by 'n skool om te sê, hoor hierso, daar wees waar iemand anders die wedstryd gaan begin, maar as geheel is ons sterker. Dis nogal rof. Ons het ek net daarby aansluit of 'n laaste ding oor ons ouerskapsgroep is dat ons het aan die einde van die jaar het ons nou 'n afsluiting natuurlik en dan word die leiersels oorgegee na die nuwe groep. En daai seremonie, daai afsluiting was ongelooflik spesiaal want ons kon toe nou sê vir die nuwe ouers, ons gee nou oor. Maar wat ek dink wat nog beter kan wees is as 'n mens is en ons gaan dit nou doen met die ouers wat nou volg, die groep wat nou volg, is om 'n tipe van 'n SWOT-analise, 'n tipe van 'n lessons learned te doen. Om te sê ons het gevind hierdie en hierdie en hierdie. Want baie kere is ouers nog steeds, hulle weet nie hoe om 'n afrigter te benader nie of hulle is ongelukkig oor iets spesifiek by die skoolstrukture wat nou die sportsoort beïnvloed en en as jy dan nie weer dieselfde jaar dieselfde foute maak nie. En as jy vir mense rigting gee, soos wat ons nou amper gesê het, nie 'n blueprint nie, maar jy weet, Mense hoef nie die wiel die hele tyd te herontwerp nie en hulle kan kies wat hulle daarmee maak, maar ek dink ek sou nogal daarvan gehou het om partykeer net so flipval te kry in die begin van die jaar. ja, om maar kanale oop te hou. Milan, ma en pa in verskillende rolle. Hoe speel dit uit? Ja, ek dink as 'n gesin gelukkig is om twee ouers daar te hê wat betrokke is, dan is daar 'n mooi kan daar 'n mooi balans wees. Ja. Dit het nie net te doen seker met ma en pa nie, dit het ook te doen met twee verskillende persoonlikhede. Jy het dit twee verskillende aanlegte. So en ek dink dit moet mense in 'n sportkonteks seker maar ook so benader dat daar is balans. Soms was Skalk my man se stem harder as myne en dit moes so gewees het in daai konteks en soms andersom. En om deur die loop van jou kind se sportreis agter te kom waar's my plekkie en waar pas ek in? En ek dink ma's kry baie keer bietjie onnodig die slegte naam van ons is emosioneel. En dit is sleg dat veral die afrigters ek wil nou nie 'n veralgemening maak nie, maar baie keer is daar manlike afrigters wat die ma so boks en dan die ma op 'n afstand hou of gee vir die ma die plekkie om die top-up meals en die weet hulle kan nie treie was. Ja, daai logistiek is Hulle so. kan dit doen. Ja. En tog is daar soveel meer. Nou goed, ek moet nou ten koste van myself 'n storie vertel wat wel daai filosofie of daai opinie bevestig, want ek was nou al emosioneel. Daar's 'n wonderlike toer. Kyk, ouers gaan mos nou op legio toere en sommige is lekker en ander is minder lekker. Ja, maar jou vakansies word bepaal deur jou kind se sportskedule. Ja, en dit is wonderlik as jy op 'n wynplaas in Stellenbosch kan wees terwyl jy hierdie sporttoer bywoon, maar as jy nou iewers in die Hoëveld sit en tussen die dorings en die hoë druk en die bome en die wat ook al, dan is dit nou ook minder lekker. Maar een van die baie lekker toere is as jou kind waterpolo speel. Okay. Die Knysna Chaka Festival. Okay. Hoekom dit so lekker is jy kan in die restaurant met 'n glasie wyn sit Ja. terwyl jou kind in die waterfront besig is om waterpolo te speel. Eerste prys. Lief. So dit is die eerste ding wat ons merk op die skoolkalender is die Knysna Chaka Festival. Ons is Ons daar. is daar. Tydens nou kyk waterpolo is rof. Ja. En as jou meisiekind waterpolo speel, dan is dit iets om aan gewoon te raak, Ja. want dit is nie minder rof nie. Ja, dis 'n kontaksport. En wat onder die water gebeur, dit sal bakkies bote laat lyk soos, jy weet, lig. Duivels draai rond. Kyk, so dit is iets wat 'n mens ook moet hanteer want dit is deel van die sport. En in die oomblik het ons span gespeel.
dit was in die oggend, so ek moet sê my optrede was nie as gevolg van die glasie wyn nie. Ek het koffie gedrink. Ja. Was ontbyt, ek het koffie gedrink. In die spel was daar een van ons spelers wat maar deurgeloop het. Haar verdediger het haar laat les op sê. En haar ouers was nie by op die toer nie, so dan is daai kind mos nou my. Ja, Nee. die leeu. Yes. Nou is dit so moeilik want veral in waterpolo wanneer die bal begin beweeg en die afrigter se fokus begin beweeg aan die ander kant toe, dan bly die verdedigers mekaar bietjie opkuil Ja. hierdie kant. En niemand se oë is daar nie. Karnaval is dalk ook 'n woord. So nou sien ek hierdie in die eerste chakka en die tweede chakka en die derde chakka en hierdie kind van ons word net gemanhandle Ja. maar ek bedoel regtig sy word met twee hande op die skouers onderdompel en so nou het jy al geleer in jou 12 jaar as 'n sportouer jy sê nie dit. Jy sien die game hè? Nee. Jy drink jou koffietjie Ja. in die restaurant langs die water. Maar ja, you can't script this any better. Op 'n stadium spring ek op, maar ek is ongelooflik ontsteld en ek skree, "Number 11 foul play." Maar op daai oomblik het die vletjie geblaas en dit het stil geraak. Voor dit was stil. Al die ouers van die restaurant, al die ouers van daai restaurant en natuurlik die speler en natuurlik my dogter. Ag, So ek wil vir hierdie jaar se Chakka Festival vir my 'n hemp maak, 'n number 11 foul play. I am number 11. So daar is daai oomblikke wat jy wel as 'n ma jou emosie neem 'n bietjie oor. Maar daai emosie en daai sensitiwiteit en daai vermoë van 'n ma om te koester Ja. is ongelooflik belangrik Ja. in daai reis. Ek wil vir jou sê ek dink die paas is ook baie emosioneel en ek dink daai emosies speel anders uit en gaan sit op ander plekke. Soos dit maar in die lewe ook gebeur, jy weet, sport is baie keer maar net 'n metafoor vir baie ander goed. Was daar tye waar jy en jou man wel vir mekaar moes sê, kalm nou, of wag 'n halwe dag en kyk hoe jy voel, of Ek moes gewoond raak aan my man en my seun se dinamika met mekaar. ja. Want wat vir my lyk soos beklei, is vir hulle 'n normale gesprek. So ek wou al baie intree en net sê stop dit nou julle. Dis hard. Maar eintlik was dit dan net hulle Real talk. ja, dit was maar net beide emosioneel besig om oor die spesifieke punte gesels. Ek was gelukkig dat my man en my seun het 'n verskriklike mooi verhouding. Hulle het ook 'n handgebaar wat hulle doen as hulle oor 'n afstand vir mekaar raak sien. Okay. En die handgebaar beteken seker alles in die lyn van ek sien jou, ek is met jou, dankie dat pappa hier is, sterkte met die game. Al daai dinge word in daai een handgebaar gekommunikeer. Ja. En dit was een van die mooiste goed vir my om te sien as die span uitstap van die topkamer af en ek sien sy oë, my kind se oë soek ons en dan die handgebaar vir sy pa en dis al wat nodig Nou kan die game begin. Ja. So ek wou baie maar hulle verhouding vertrou en my man se, ek wil amper sê emosionele intelligensie en sy verhouding met sy kind vertrou in hoe hy op dinge hanteer. Maar dit is noodwendig, wanneer jy self 'n sport gespeel het jy mos nou baie te sê en wil jy graag teach. En dit is in my man se aard om te fasiliteer en te dissekteer en te analiseer en dan nou die PowerPoint presentation Ja. stap. Die slotsom te lewe. Was ek. En daar het ek al gesê, just hang on a bit. Kom ons sit net gou eers in hierdie situasie. Let's just feel what we need to feel. En dan kan ons begin met die lesie. Die ander ding wat ek baie aan dink is jy het 'n kind voor sport en na sport ook. Maar die afrigter se rol is hoofsaaklik met die sport. Ja. Ja, My ouerskap is eintlik 24 uur, maar 'n gedeelte van daai tyd staan ek my kind aan jou af en is my kind op jou veld of op jou baan of in jou swembad en daar's 'n grys area daar wat want ek is, om weer terug te kom na daai Engelse woord, die werkwoord parent. Ek moet parent. So selfs in 'n sportkonteks moet ek heeltyd dophou waar is my kind se ontwikkeling en wat leer hierdie sport vir hom en is ons nog in gesonde balans en dan is daar die afrigter wat soms ook by my oorneem te parent en ander kere miskien wil die afrigter wees en vergeet van die ek wil amper sê van die emosionele sy van daai kind. En daar het ons 'n aardige ervaring gehad waar 'n
afrigter vir ons kind ingeroep het na 'n wedstryd wat hulle sleg verloor het en omdat hy die kaptein is, vir hom gesê het dat alles wat op die veld verkeerd gegaan het is jou skuld. Ja. En hy was nog baie jonk. Daar was nog baie ontwikkeling wat self moes gebeur het om daai comment te verwerk. Ja. En ek is baie gelukkig dat ons op die ouend gehoor het van daai gesprek. Want dis nou ook, soos in 'n vorige episode het ons gepraat oor daai tightrope van wanneer praat 'n kind met jou en wanneer praat 'n kind nie en wat weet jy van wat is in 'n afrigter en 'n kind gesê is. En ons het toe nou ek kon sien dat my kind se hele menswees verander het in daai week. Dit was nie lekker nie. Dit was nie lekker om te sien nie en ek het gesien hoe my kind gaan van confident en joyous Ja. na onseker en donker en so. So ons het die gesprek gehad en ons het gehoor oor die aanmerking wat gemaak is. En daar was dit vir my sleg want ek het die afrigter kwaadlik geneem want ek het nie gedink dit is 'n baie regverdige ding om te sê nie. Dis waar daai invloed van daai opmerking het nou eintlik nie meer net met sport uit te waar nie. Dit begin nou op jou terrein as ouer inpak. Ja. En om dan te besef ook daar's 'n tyd om in te tree en dan met die afrigter of met die sportbestuur of met wie ook al te gaan gesels en daar's 'n tyd wat ek dit alleen by die huis moet hanteer. En ons het dit by die huis hanteer en ek dink dit het op die einde goed uitgewerk en ek dink dit ek is bly ons het dit so hanteer, maar ek het simpatie met ouers wat in daai konteks wil parent en kwaad is en nie weet, gaan sê ek nou iets? Of wat is my verantwoordelikheid as 'n ouer? Ja. As ek 'n verantwoordelike ouer is, gaan praat ek nou of gaan praat ek nie? Ja, wanneer is ek dalk nalatig? Ja. En dit is baie moeilik want partykeer of jy selfs vir oor 'n jaar wat gaan ek bly wees het ek gedoen of nie gedoen nie. Dit is nie altyd so duidelik nie. Ek dink die wonderlike ding want ons praat dan negatief hier oor 'n afrigter. Ek wil dit omswaai na die positiewe toe ook en dit is wanneer 'n afrigter die gesinskonteks of die ouers acknowledge en hulle plek in daai reis. En dit was een van die mooi goed vir ons van ons laaste jaar was dat ons 'n afrigter gehad het wat daar raak gesien het. En een van die mooiste goed wat gebeur het en dit is altyd 'n storie. Wie gaan ek al kla? Dis 'n storie wat my verskriklik emosioneel maak. Ek dink omdat dit so baie beteken het. Is dis nou 'n lang storie wat ek gaan probeer kort maak. Die afrigter het voorgestel dat die ma's met die wedstryd wat val oor Moedersdag, dat die ma's die truie oorhandig aan die span. Wow. En dit was 'n acknowledgement van die ma se rol wat meer is as net die truie was en meer is as emosionele uitbarstings langs die veld. Ja. Dit was toe die boodskap deurkom toe is ek kon nie glo dat ons hierdie voorreg gaan hê. Dis ongelooflik want dit haal toe ma's uit die skaduwee uit op 'n manier. Absoluut. Maar nou die interessante dinamika, ons wat nou praat oor ma's en pa's, is dat daar was toe nou 'n hele debat oor is dit die plek van die ma's om in te gaan in die tokkamer? Heilige domein. En ons moet nou hier perspektief gee. Ek dink, soos wat ons al baie keer gesê het, die konteks van daai geweldige groot interskole game in die Parel en die opbou van 'n hele seisoen daarna toe is anders as wat baie kykers en luisteraars nou miskien vir hulle kind ervaar. So ek wil dit in perspektief, Of hulle weergawe weer Ja. van, ja. So, maar vir ons was dit 'n baie groot ding en daai heilige plek wat die tokkamer is, minute voor jy opstap. Daar is ritueel wat daar gebeur en daar is 'n sekere tipe fokus. En daar was debatte oor in hierdie testosteroonbelaaide vertrek met 'n ongelooflike fokus. Moet ons nou die mammas hier inbring? Ja. Wat gaan sê, Boeta, mamma is so lief vir jou. Ja. Lekker speel. Dis want daar's argumente vir en teen albei kante. En daar was en albei argumente was valid, né? So wat het So, toe gebeur? Op die ouend het ons geestesbreier toe met die ma's gepraat en daar is toe besluit dat ons moet die konteks verstaan van wat binne daai vertrek gebeur. As jy verstaan
sielkundig waar die seuns is, die ritueel van ek word gestrap, ek gaan warm op, ek kom terug, my trui hang op 'n sekere plek, my toks is op 'n sekere plek, die coach sê iets, die kaptein sê iets, daar's 'n ritueel aan die hele ding en dan is daar hierdie oomblik wat ek my trui oor my kop trek en dit is 'n oomblik. So ons moes daai konteks baie mooi verstaan en toe is daar vir ons gesê dat as ons kan daai energie match. So toe het ons as ma's 'n fotootjie op ons WhatsApp groep rondgestuur van Hagatha. Okay. Girls. The warrior woman, né? Toe sê ons, okay, ons gaan nie huil nie. Ja. Ons kan nie Ja. dan die poppie van Vetkoek Paleis wees nie. Nee. Ons is Agatha. Ja, ons is Hagatha. So jy gaan instap en ons gaan niks sê nie boetie mamma is lief vir jou en lekker jy stap in en daar was 'n baie spesifieke ritueel rondom dit. En die ongelooflike oomblik toe die deur oopgaan en ons het Ek het net gehoor, die seuns het geweet dit kom, nie? ja, ek dink hulle moes voorbereid gewees het omdat dit ek dink met kop sou gesmokkel het. So ons het die vorige aand het hulle reeds 'n briefie van ons elkeen gekry. Okay. Om vir ons om vir hulle te kommunikeer wat jy hier gaan ek. Wat jy vir my is, hoe ek jou sportloopbaan beleef het ensovoort. En dis goed dat daai briefie toe nou gebeur het die aand voor die tyd dat die kind op nou dit Hy het 24 uur gehad daar. dit nou te verwerk. Maar die instap in die topkamer, toe is daar 'n foto by jou kind se plek is daar 'n foto van jou en jou kind. Wow. So nee, met die emosie, nou's Hagatha. Ja. Hagatha. En ons het daar in die sirkel saam met hulle gestaan en dit was letterlik die coach het gesê wat hy moet sê, die kaptein het gesê wat hy moet sê en dit was daar was 'n ritueel en jy trek die trui op 'n sekere manier oor die skouer en dis dit. En dit was 'n groot oomblik nie net omdat ons daar toegelaat is nie en die voorreg gehad het om daai heiligdom te betree nie, maar ook dit was voor Grey. Okay. Dit is voor die Grey game. Ja. En so ek wil daar my hoed totaal afhaal vir die afrigter wat genoeg geloof gehad het in sy span. Geweet het hierdie gaan hulle nie derail nie, maar genoeg waarde geheg het aan die plek van die ma in die konteks. So dit was een van my gunsteling oomblikke van daai jaar. Ek moet sê na die tyd of die volgende dag of wanneer ook al te vra ek nou vir my seun. Hoe was dit nou vir jou? Toe sê hy mamma, ek wil nou nie lelik wees nie. Maar dit was meer vir julle as vir ons. En dis fyn. En dit was. Want dit is as ek nou 'n laagie kan afskil, wat voel jy in daai oomblik agter Hagatha? Wat beteken daai gebaar van die afrigter vir jou en dan vir die groep kollektief? Ek kan nie eers dink aan die afrigter en ek kan nie eers dink aan die groep nie, ek dink dit aan my kind. Want dis 'n hoogtepunt van my sportreis met my kind. So daai kind oor wie se kop ek daai trui getrek het, is die kind wat ek vir 9 maande gedra het. En wat ek toe nou dit beleef het as 'n kleuter en dit beleef het as 'n wat ook al, dit's 'n jong adolescent en wat ook al die stories is en die geskiedenis wat ek saam met hom het. Ek ken elke liewe wens wat gekoppel is aan hierdie sport. Ja. Ek weet van elke besering. Ek weet van elke terugslag. So daai was vir my die erkenning van ek en jy. Ja. Ek en jy is hier. Jy het met jou pa 'n ander beautiful verhouding, maar ek en jy hier. Ek dink daai druk, die trui oor die kop was een ding, maar daai druk daar wat het vir my ek het so baie daarmee gesê. Ja. Ek weet of hy dit gehoor het nie, maar ja. Jy gaan dit nie vinnig vergeet. Nee. In die gees daarvan en jy het net 'n bietjie daarna verwys. Ek dink addisionele ervaring wat julle as ouers gehad het was ook dat jou seun kaptein was van die span en dit bring ekstra druk by en ander verwagtinge en sy rol. As jy nou 'n kans het om vir die nuwe kaptein se ma 'n briefie te gee en te sê hoor dis nog Januarie. Maar julle staan nou hier en staal weer die nietigheid in. Wat sal jy vir haar in 'n briefie skryf? Ek dink vir die kaptein se ma spesifiek, sal ek sê dat hierdie is die jaar wat jou kind die meeste op sy skouers gaan dra en die minste daaroor gaan praat. En dis iets wat 'n mens maar net fyn moet ophou.
Ja. Ek dink in daai hoë druk konteks word 'n kaptein baie spesifiek gekies vir sy persoonlikheid en die manier hoe hy daai druk kan verwerk en bestuur. So ek dink nie dis iets om oor bekommerd te wees nie, maar dis iets om te erken. Is dat dis baie verwagting op op 'n 18-jarige se skouers. Ja. Hmm. Ons het al in 'n vorige episode daarna verwys, maar manifestasie van dit alles is almal klim in die kar. En daai rit huis toe. Ja. Ongeag of dit nou die groot wedstryd teen Grey was en Ja. of dit nou wat ook al. Opwarmingswedstryd Ja. was. Ek dink jou ouerskap as daar 'n vakuum is of 'n cubicle of 'n bubble van waar dit die grootste uitspeel, die ouerskap sport en waar jy dit reg kan kry en waar jy dit verkeerd kan kry is in die kar. Dis die enigste belangrikste ding wat ek seker vir ouers sal sê, is wat jy sê en nie sê nie, wat jy doen en nie doen nie in die kar op pad huis toe. En een van die groot goed daar is om sleg te praat van ander. Want dis maklik om te analiseer wat verkeerd gegaan het in daai spesifieke wedstryd of in daai spesifieke kompetisie en die blame te sit op iemand anders, of dit nou 'n medespeler is en of dit nou 'n coach is of wat die ref of wat ook al die geval is. Ek dink die negatiewe praat is 'n baie gevaarlike ding. En ons as ouers is wat is die Afrikaanse woord vir custodian? Ons is die custodians van ons kind se kyk na sy spanmaats, van ons kind se kyk na sy coach, na sy die span in die konteks waarna hy is. En as ons dit gaan swart smeer, Ja. dan raak 'n kind die mekaar en hy sy lojaliteit skuif en hy weet want eintlik voel ek veilig by hierdie span. Ek voel veilig by hierdie afrigter. Ek hou van daai goed, hy het miskien die tackle vandag gemis of hy Maar ek dink wat ook al 'n fout, maar speel. en dan kom jy as ouer en jy gee daai verf daai negativiteit oor dit alles Skep 'n bietjie twyfel. en ek dink dit is baie sleg omdat dit dan verwydering bring. So tussen jou en jou kind. Nie op 'n ander plek nie, tussen jou en jou kind. Want jou kind gaan dan ophou om met jou te praat oor ervarings omdat dit dan as jou gesprekke altyd 'n negatiewe sousie het. En veral as jy spesifieke individue uitlig en negatief oor hulle praat, dink ek dit kan geen goeie vrugte afwerp nie. En ek dink baie keer bedoel 'n ouer goed. Maar as jy ook jou kind leer in daai oomblik, dit is beter om neutraal te wees, maar as jy verskonings maak vir jou kind. Op die ou einde help dit om nie dit sag by die voor hom, ja. voorhof. Voor hom vir hom te sê ja, daai was nou nie jou Dit skuld. was nie jou skuld Ja, nie. ja, Of ja. Dit help hom nie eintlik oor die langtermyn nie. Ja. Milan, jy het in die begin gesê jy is mal oor 'n lysie, what to do. En ek sien so uit na jou volgende seisoene as die ouer van 'n sport persoon. En hoe dit ook anders gaan lyk. Maar op hierdie stadium, as jy nou die kans het om 5 groot goed uit te lig wat jy graag wil oordra vir ouers, wat sou jy sê is dit? Ek wens ek het vroeër reg aan die begin in die laerskool daai een seisoen reël gevolg waar jy 'n sport moet probeer en ten minste een seisoen daarmee aanhou. Ek het die fout gemaak omdat ek 'n nice mamma wou wees. Het ek gesê ag nee, ons los dan nou, maar sit nie lekker nie, kom ons los dit. En ek is vies vir myself want ek weet daai deurdruk sou en ek is 'n voorstander van Angela Duckworth, sy het die boek geskryf Grit. En ek is 'n baie groot voorstander van haar filosofie van sampling. Sy praat van dat sy dink regtig 'n laerskoolkind moet sample. Ja. Sample die tennis, sample die netbal. Dis 'n gesonde ding. Ja. So ek sê nie jy moet aan die begin van die jaar iets kies en dan moet jy die hele jaar daarmee deurhou en dit moet jou sport vir jou lewe word nie, maar ek dink ten minste 'n seisoen. So dis wat ek sou voorstel. Ek dink ek sou dit anders gedoen het. So dis vir my 'n groot ding. Dat jy in die verlede dalk te vinnig die plug gepoel het. met Ja, sulke ek sport. dink definitief so. Okay. Omdat veral oor die hele ding van spansport en individuele sport of balsport of nie, Ja. Want ek het nie balsens nie. So as ek sien my kind sukkel so 'n bietjie met die bal, dan wys ek nou ag nee. Nie vir Ons is die Nee, balmense. dis nog- So ek sou 'n bietjie langer uitgehou het. En die ander ding wat seker daaraan gekoppel is,
Wat ook een van Angela Duckworth se filosofieë is don't quit on a bad day. So jy kan quit. Jy kan ophou, but you're not allowed to quit on a bad day. En dit is dan 'n baie goeie barometer van of 'n kind hierdie geniet of nie. Want jy moet ook die deurdruk. Daai veerkragtigheid, die aanhou as dit nie meer lekker is nie, is nodig as 'n kind iewers wil kom in sport. En dit is soos wat ons al gesê het, moet selfgemotiveerd wees. Daai motivering moet van binne afkom. As jy dit toelaat, word dit 'n patroon en met neuroplastisiteit gebeur dit dat dit word die paadjie wat die sterkste is in die kind se kop. So elke keer as daar bietjie ongemak is of bietjie dan byle, dan draai hy links en ja, ons moet hulle baie keer toelaat om die hekkie te tref. Hulle gaan okay wees. Ja. En dan iets anders wat dalk 'n bietjie tong in die kies is, nê, maar en dit is baie belangrik. Kyk. Dis my vriendin sê, kyk luister. Ek kan nie kook nie en ek kan nie 'n plant lewendig hou nie. Self. I only have 2 flaws. Nee. Ja. Okay. So wat nutrition betref, I failed miserably. En ek het nie gedink dit maak vreeslik saak nie, tot ek besef het as jy die hele kind in gedagte hou, dan is daai 'n geweldige belangrike deel en dit is my verantwoordelikheid. So ek dink ek sou vroeër opgelees het, want dis ook nie omdat dit interesseer my nie vreeslik kos. Dis lekker om te eet. Ja. Dis lekker as iemand anders mooi kos maak. Maar jy tel nie kalorieë nie en dikkie oor. En nou besef ek hoe ongelooflike belangrike aspek dit is. En ek het dit te laat besef dat ek kon soveel Want dit beïnvloed herstel. Dit alles. beïnvloed Energie. hulle geestelike sy, Ja. hulle vermoë om te konsentreer, hulle vermoë om goed te voel, Ja. alles. Ja, en ek dink die verbranding van energie met adrenalien en die output is so vreeslik baie. So ek dink ek sou 'n bietjie meer gefokus het op voeding. Maar daar is wonderlike hulpbronne eintlik daar buite, Ja. dink ek, wat dit bietjie makliker maak ook. Ja, en die lekker is as jou kind dan nou self eienaarskap daarvan neem. Wat moet gebeur? En kyk, my kind stuur nou vir my die boodskappe, die reels aan van meal prep, mamma. Ja. High protein, mamma. Soveel proteïene. Dis berge proteïene. Ja, maar oor die algemeen seker, die grootste waarheid vir my rondom ouerskap en sport is to show up. Wow. Ongeag ten spyte van Just show up. En dit beteken nie by elke wedstryd nie, en dit beteken nie in elke situasie nie, maar daai verhouding wanneer daai verhouding daar is jou kind ongeag 'n goeie dag of 'n slegte dag, is jou kind op 'n goeie plek. En as jou kind just show up vir jou om net te wees op die paviljoen. Ek weet 'n vriendin van my se seun is 'n atleet en hy sê altyd vir haar, ag mamma jy hoef nie te kom nie, dit is okay, dis net die 400 vandag of wat hy het altyd sê ag mamma jy hoef nie te kom nie, maar dan kom sy en sy sit daar en hy kan nie die paviljoen is te groot en hy is te ver en hy kan nie sien sy's daar nie, maar dan na die wedloop dan sal hy eers vir WhatsApp was jy hier? Ja. Het jy gesien? So ja, show up. En jy weet rugby kry dan 80 minute. Daai maat het 50 sekondes en dan met sy baie ander items kan. Ja. Maar die eintlike item was 50 sekondes, maar dis ongelooflik, ja. Maar sport is 'n verskriklike mooi ding en ek dink die atletiek spesifiek is vir my een van dis so 'n mooi vergelyking met die lewe. Van hard werk, insit, val en opstaan en bereik 'n doelwit. Dat om 'n ouer te wees wat op die kantlyn staan en daai te beleef en raak te sien en van deel te wees, is 'n ongelooflike voorreg. Jy sien ek het baie gehoor vandag en geluister Milan. Ek dink dit is baie kosbaar vir ouers om hierdie wat baie keer alleen voel of onseker voel of nie weet hoe om dit te doen nie of twyfel of hulle die regte ding doen of voel hulle maak die hele tyd net foute. Daar's baie om te herkou uit vandag se episode uit. Ons is amper klaar met die reeks, ons het nog 1 episode oor. Ja. Waaroor ons gaan gepraat oor ewewig. Die ewewig is hoe en dit vloei lekker uit vandag se episode oor hoe om seker te maak sport vind 'n gesonde plek in ons lewe, maar is nie alles nie. En dit is nogal, ek dink dit is nogal 'n uitdaging. Goeie episode om die seisoen mee af te sluit. Ja. Ons sien vir julle volgende week vir Kwart Lemoene. Mooi bly.